Goeiemôre. Die onderwerp vandag is arm maar wys. Arm maar wys. Kom ons lees gou in Ecclesiastes 9:13. Dis Prediker, nou lief? Ja, mooi. Ek het ook, net ek gaan dit doen, ek het ook hierdie wysheid onder die son gesien, en dit was vir my merkwaardig. Wie het hierdie geskryf? Salomo. Ek het ook hierdie wysheid onder die son gesien, en dit was vir my merkwaardig. Salomo was die persoon op aarde in wie God gedeponeer het die meeste wysheid as enige ander mens op aarde. Insig, verstand. Hy het dit beleef, ervaar. Hy was 'n getuienis. Die Bybel sê God het altyd 'n getuienis. 1 Konings 4:29-32 en God het aan Salomo wysheid gegee en baie groot verstand en 'n ruimte van insig, soos die sand wat op die seestrand lê. Weet jy hoeveel korreltjies lê net in jou hand? Of in 'n emmer? Meer as die seestrand se korrels was die wysheid wat God hom gegee het. Sodat die wysheid van Salomo groter was as die wysheid van al die kinders van die ooste en as al die wysheid van Egiptenare. Ja, hy was wyser as die mense, as Etan, Herman, Kalkol en Darda, seuns van Mahol. Dis baie bly ons net vandag Piet en Koos en Gary, hè? Hierdie name. As hulle name so was, ek weet nie hulle vanne toe gaan nie. Maar ek kan nie praat eksekieswette, julle. So laat ek myself nou nederig hou. Hy was so beroem onder al die nasies, omdat hy 3000 spreuke geskryf het. En hy het 1005 liedere geskryf. Hy was daar. Waar was hy? Daar was 'n dorpie met min mense. 'n Groot koning het die dorpie beleë en groot beleëstellingsinstallasies daarteen gehou. In ander woorde, hulle was omsingel. Daar was geen ontsnapping. Daar was geen manier. They were totally outnumbered. Daar was geen soldaat onder hierdie manne nie. Geen wapens. En hulle was vasgevang in 'n situasie waar daar geen uitkoms was. Hulle uitkoms sal wees dat hulle gaan vernietig word. En in hierdie hopelose situasie vind hulle in hulle midde 'n arme, wyse man, naamloos. Naamloos. Weet niks van sy potensiaal, weet nie wie hy is nie, weet nie wat hy tot in staat is om te doen nie. En hierdie man kom na vore in sy armoedigheid, maar met wysheid van God. En die Bybel sê die volgende. Ek gaan dit vertel. Die woord arm, en daar was 'n arm wys, maar daai woord arm in die Hebreëse taal. Ek dien God dat van ek 18 jaar oud is. En ek was verstom vir die eerste keer in Hebreëus. Want ek druk die Hebreëse woord uit en raai wat arm beteken in Hebreëus. Dis Afrikaanse woord. Ek sê vir die Here, is u besig nou om die Jode Afrikaans te maak? Dis Afrikaanse woord, dis misken. Misken. As iemand misken word, word hy geïgnoreer. Dis asof hy nie bestaan nie. Asof hy niks werd is nie. En dit is wat die woord arm beteken. Jy word misken. Mense wag nie iets van jou nie. Behalwe om te bedel, sal meeste mense sê. Maar God kan in 'n persoon wat iemand niks van verwag nie, wat iemand niks insien nie, wat nooit 'n verwagting, of hulle wil ook nie hulle krediteer nie, hulle wil ook nie hulle kans gee, dat hulle misken word.
En God kom in plaas en baie keer in mense wat jy dink, nie die IQ het nie die geleerdheid het nie, nie die voegtheid het nie, en God sit somtyds in hierdie mense, so skat, so vermoë, so insig, 'n talent wat hy nog nooit ontdek het, en al het hy ontdek het, daar was nie die geleentheid gegee om dit te kon beoefen nie. God sien heeltemal anderste as hoe ons na mense kyk. En misken. En die Bybel sê, 'n hartseer storie vir my. Hartseer. So, daar was 'n arme man wat baie wys was. Hy het die stad met sy wysheid gered. Hy het hulle verlos. Nergens in die Bybel word sy naam genoem nie. Nergens in die Bybel word sy bekwaamheid en sy toerusting. Daar was nie wapens, daar was niks nie. Net 'n arm wyse man. En met sy wysheid bevry hy hierdie klein dorpie van 'n massiewe weermag wat hulle omsingel het en wat rampe gebou het om oor die mure te kom. En dis die hartseerste skrif vir my vandag. En die Bybel sê, hy het die stad met sy wysheid gered, maar agterna het niemand hierdie arme man onthou nie. Dis wat die Afrikaanse sê, stang vir dank. Hulle kon dit nie doen nie, maar hy het. Sonder enige bevoegdheid, sonder enige wapens. Dit maak nie sin nie. Maar wat ek weet is, wat by mense onmoontlik is, by God is moontlik. En die Bybel sê die volgende. Oh, bless you, Jesus. Ons leef in 'n wêreld vandag, veral jong mense, wat konstant die behoefte het vir erkenning, vir belangrikheid, vir aandag. Op social media en al die goed, ons jong kinders word vernietig in hulle kop. Almal wil net groot wees. Almal wil bekend. Everyone wants to be famous. I'm famous. Al hierdie ou was arm en wys. Is niks bekend van hom, niks van hom verwag nie. Maar kyk wat God kan doen. Deur iemand wat gewillig is om deur God gebruik te word, te benut te word. En ek wil graag met ons praat oor die krag van wysheid. Ouens gaan gym toe, hulle kyk in die spieël en hulle sien hoe hulle uitsit en uitsit en uitsit. Hulle klere sien dit, want die nate kom los. En nou jy kyk en dink jy kan nie hierdie man. Maar God kyk, die Bybel sê God kyk nie na die uiterlik nie. Hy kyk na die hart. Hy kyk na die natuur, na die karakter en na die nederigheid van 'n persoon. 1 Korintiërs 1:25, want wat dwaas is by God, is wyser as die mense, en wat swak is by God, is sterker as al die mense. Hierso Prediker 9:16 sê, dis nou Salomo wat spreek, en hy sê, toe het ek besef dat wysheid is beter as krag. Wysheid is beter as mag, gesag en krag. Die Bybel sê dat Jesus is die wysheid van God. En die wysheid van God woon in Jesus Christus. So die Bybel sê hierso, toe besef ek dat wysheid is beter as krag, maar die wysheid van die arme word geminag. Niemand luister na wat hy te sê het. Vers 18, wysheid is beter as oorlogwapens. God se wysheid is beter as 'n atoombom. God se wysheid kan goed wat jou lewe wil vernietig, wat jou uitmekaar uit wil gaan, jou verhoudings uitmekaar, jou finansies, alles uitmekaar uit. God kan uit chaos orde bring. Hy het in die begin van Genesis gesê, Genesis 1 vers 1 en 2. En God het sy woord in chaos gestuur en orde het uitgekom. Hy het sy woord in duisternis gestuur en toe kom die lig uit.
ongelooflik dat God die teenoorgestelde kan bewerkstellig in 'n oogwink. Deur sy wysheid, deur sy insig, deur sy vermoë. Wysheid is beter as oorlogwapens, maar een sondaar bederf baie goed. Een sondaar of een Christen wat nog steeds in sonde leef en wil nie sy sondes bely nie. Sy reputasie kan die hele werk wat God in sy lewe gedoen bespot. Hy kan skaam wees. God sê, wees heilig soos ek heilig is. Die woord heilig beteken jy's op sy gesit vir God se benutting, vir God se plesier, vir God se doel. God is altyd doelgerig. Spreuke 21:22, 'n wyse man kan 'n stad oorwin, al is dit vol dapper soldate. Selfs die vesting waarop hulle vertrou, kan hy laat val. Kom maar, ek wil iets vir jou sê. Let me say it in English. Whatever you're going through in life, whatever situation, whatever tragedy, whatever impossible you're going through, if you try with logic and understanding to try and get yourself out of this predicament, ons moet een verstaan. God verklaar die dinge wat nie bestaan asof dit bestaan. Hy roep die dinge wat nie bestaan afbestaan. En ek en jy moet verstaan, al het ons op die einde van ons begin, as ons op die einde van onsself kom, is dit die begin wat God wag dat ons 'n einde kan kry aan wat ons mee sukkel. Hy is die eerste in die begin, hy is die eerste en die laaste. En God verklaar die einde voor die begin. Is mooi, né? God het hoop voordat jy hopeloos is. God het 'n antwoord voordat jy 'n probleem het. God het genesing voordat jy seer is. God het voorsiening voordat jy smeek. God is altyd een voor. Fantasties man, waarom God dien ons nie? En die Bybel sê hierso, oh Lord Jesus, wat doen ek? Ja, hierso. Hoe vinnig is ons as mense om te vergeet? Ons vergeet wat ons veronderstel is om te onthou. Ek doen inkopies, ek hou van dit, van kleins af. My ouers was nie ryk nie. En in die koskaste was daar blikkie van die, blikkie van daai, blikkie van daai. En dan vat ek 'n liniaal en ek maak hulle so netjies. Dan sê ek vir my ma, I'll go shop for you. Dan gaan koop ek boontjies en Becker's Engels baked beans. En dan gaan koop dit en ek pak dit netjies. En van kleins af, van 6 jaar oud blijkbaar, het ek altyd gehou daarvan, dat my ouers se kaste moet voorsiening maak, vir hulle, en dan vir my. En ek doen dieselfde, nou gaan ek na my vrou, en ek sê vir haar, my bynaam op haar, ek en sy saam, vandat sy 13 jaar oud is. That's quite a testimony, sien ek is amper 70. I'm telling you. En niemand kan iets so reg kry as God nie ons help nie. Ons moet totaal afhanklik van God wees. Ons moet totaal vir ons sê, Here, hierdie situasie kan ek nie nou regstel nie, sal U my asseblief help. Dit is al wat hy vra. Die geheim wat God die meeste van nou is, as jy kan dankie sê. Dankie is manier, dat is iets beter as dankie. Dat die Afrikaners het dit uitgevind. Dit is byvoorbeeld dankie. Dankie is vir wat gebeur het. Byvoorbeeld dankie is wat jy nog verwag van hom. En jy dank hom. Soos vrouens wat 'n rok koop en loop vir 'n week op Apro en dan gaan vat dit terug. Nee, mans doen nie dit nie. Nee. Dis een gabbe wat ons het. Ons daar broek, al ek het nie meer soos 'n broekie, maar ons gaan nie terugvat nie. Dan sê ek vir my vrou, gaan ons die ons kast en dan kyk dit, dan gaan ek na Checkers toe daarby nou, en dan loop ek of, en dit was 'n hele lys. En sy sê, kan ek vir op Apple, as ek liefie, ek het 'n goeie geheue. Hoorie, ek loop elke gangetjie af en op. Ek gaan verby die besems, ek weet nie kom ek hier is nie. Ek gaan verby dit, maar alles op my rak, doesn't trigger my memory. Verstaan jy? Ek kom by die huis,
met 'n halwe trollie van alles wat sy nie gevra het nie. Maar ek het voorsiening gedoen vir 'n maaltyd wat ook nie gaan bestaan nie. Is ek die enigste man wat so is? Ai, julle. That's amazing. That's amazing. Maar in die proses het ek geleer, daar's ander produkte op die mark ook. So my inkopies is nie vervelig nie. Ai, julle. Hoe vinnig vergeet ons wat ons verstel is om te onthou, veral Christene. Hoe vinnig vergeet ons as Christene wat God laasweek vir ons gedoen het. En vandag, ons kan hom nie vertrou nie. Want ons vergeet hoe hy opgedaag het 2 weke gelede. En hy sê, ek is wat ek was, wat ek is en altyd sal wees. God is dieselfde, gister, vandag en al die ewigheid. Wat hy laas jaar in jou lewe gedoen het, hy kan dit weer doen. Dis net wat hy doen. Hy is 'n goeie God. En dan sê die Bybel hierso, in Hosea 8 vers 14, toe Israel sy skepper vergeet het Israel paleise begin bou en Juda het al hoe meer stede gebou met mooi huise. Psalm 107 vers 21 na 20, en hulle het God vergeet, hulle redde, wat in Egipte groot dinge vir hulle gedoen. Nou, hulle was 400 jaar as slawe in Egipte. En God het op een dag gesê, ek vat julle nou uit. Julle ken die hele storie, vat 'n lam, slag hom, 14 dae in jou huis en al die, en sit die bloed op die deurlentels en dit. Julle ken die storie. En God sê, ek sal toesien dat julle nie uitgaan met leë hande. Wat 'n God. Dan sê God, en hy het dit net vir die vrouens gevra, want die man sou ook nie dit gedoen het nie. 'n Vrou vra vir aanwysings, 'n man ry 'n tank petrol weg, en hy is nog steeds nie naby waar hy eers begin het nie. Maar 'n vrou stop oor, ons gaan sy het geen geïnhibeerde nie, né? Maar ons maar, ek weet waar hy gaan. Ja, jy weet niks nie. Ek sê al van my punt af op hierdie oomblik. Wie kon onthou wat ek gepraat het voor hierdie? Ek is so bly jy is gebore. Oh. Wow, ken jy my hele preek vooruit? Hè? 'n wyse vrou, weet, nou is ek baie bang. Nee. So, God sê vir die vrouens, elkeen van julle, en daar was 2 miljoen mense, elkeen van julle vrouens moet julle Egiptenaanse vrou gaan vra vir goud, silwer, edelstene, vir klere, vir juwele. 'n man sal nooit dit doen nie. Hoekom? 'n man het hoogmoed. 'n man sal eers vrek in sy trots. Maar hy gaan nie vra nie. En die Bybel sê, en die Here het in daai een dag die hele land van Egipte geplunder. In een dag. Wat beteken dit? God gave 2 million people because women obeyed him. He gave them 400 years back pay. Geweet ek moes in Afrikaans probeer sit, maar ek gaan net nou weer back pay, rugbetaling, maak nie sin vir my nie, back pay. Jy weet, as jy nou gaan werk en hulle gee jou back pay of 5 years, it's better than a bonus. So God will never let you go away if he frees you from what's trying to destroy you. Hy sal nooit jou laat weggaan met leë hande. Alles wat jy kon nie vermag het nie, alles wat jy kon nie gemaak het nie, het God gegee. Dis mooi, né? En die Bybel sê, en selfs die kinders se klere het God gesê onmiddellik, ouers, vat die klere van die kinders af wat slawe is, want dit was hulle identiteit, hulle klere, en sit hierdie nuwe klere aan. Want hulle was vir 400 jaar, maar nou stap hulle uit vry. Sien, as God jou vry maak van jou sonde, van jou ou lewe, die Bybel sê, word bekleed met die Here Jesus Christus, en mag geen voorsiening vir die begeerlikhede van die vlees. 'n Christen sondig van natuur, 'n sondaar sondig volgens natuur, dit is sy aard, maar 'n gelowige sondig deur keuse. En dit is 'n belediging aan God. Maar as ons sondig, het ons 'n advokaat voor God,
wat vir ons inspraak maak, om te sê, Vader, ek het op die kruis vir hom gesterf, my bloed het hom vergewe, hy is gewas deur die wasbak van die water van die woord. Goed, so die Bybel sê so, yesterday, ek vra om verskoning. Rigters 3 vers 7. Wat die Israeliete gedoen het, was verkeerd vir die Here. Hulle die Here, hulle God, uit hulle gedagtes geskuif. Dit is mooi Afrikaans, né? Dit is 'n lelike stelling, maar is mooi Afrikaans. Hoeveel keer verskuif ons goed om iets in daai plek te plaas in die huis met meubels? Ons kan net so 'n slegte gedagte verskuif deur 'n goeie gedagte van die woord. Elke woord, every thought becomes a word, every word becomes a deed. So elke gedagte word 'n woord en elke woord word 'n daad. Jy sien, 'n gedagte is nie so sterk soos 'n woord nie, en die woord is nie so sterk soos 'n daad nie. So God sê, bedink die dinge wat daarbo is, en nie wat hieronder is nie. Want jou denke bepaal jou loopbaan, jou toekoms, jou vooruitsigte, jou denke bepaal wat jy sê en wat jy sê, bepaal wat jy doen. Toe eenvoudig is dit. So, kry jou gedagtes in orde by God. Hoekom? We have the mind of Christ. Afrikaans sê ons het die sin van Christus. Vir Engelsman, maak 'n sin, nie sin nie. Dis nie sinvol nie. The Bible says we have, in Afrikaans sê dit mooi in die nuwe vertaling, ons kan dink wat Jesus gedink het. Because we have the mind of Christ. What's the mind of Christ? Die woord. Die woord. Ek en jy moet 'n skywing maak in ons vocabulary. Help me? Mooi, woordeskat. Jy verplaas 'n negatief met 'n positief. Jy verplaag ophou met vasbyt. Are you understanding me? Jy verplaas dit in jou denke. Jou denke bepaal wat jou woordeskat gaan wees. Jou woordeskat gaan bepaal wat jy gaan uitleef, wat jy gaan aanvaar. So, hier is nou 'n mooi ding. Hulle het God uit sy gedagtes verskuif en eerder die beelde van Baal en die gewyde pale aanbid. Dit gebeur wanneer ons God vergeet. Rigters 8:33, na Gideon se dood het Israeliete weer die Baals begin vereer. Hulle het vir Baal as God aanvaar en hulle en die Here, hulle God, vergeet deur wie hulle gered is uit die mag van al hulle vyande rondom hom. In Afrikaans, dit is nou mooi gespreekwoord, stang vir dank. Nou, wat is die oplossing? Ek vra die Here, wat sal die oplossing wees vir vergeetachtigheid? Ek praat met hom prontheid. Ek word wakker so 2, 3 in die oggend, dan gesels ons so vir 1 uur of 2. Hoe hoor ek God se stem? Ek lees die Bybel. Wanneer die Heilige Gees in jou is, dan bring hy gedagtes na jou toe. So, hy sê vir my, ek kry gedagte, ek gaan lees Psalm 78, ek is so bly, was die Psalm 119. God is ook genadig. So, ek gaan lees, ek vra, wat is die oplossing van vergeetachtigheid? En ek lees Psalm 78, en ek kom by vers 5. God het aan Jakob sy voorskrifte gegee, aan Israel sy onderwysing. Hy het ons voorvaders beveel om dit aan hulle kinders bekend te maak, wat nie in Egipte gebore was, maar nou in die woestyn van 40 jaar gebore is, dat hy hulle, die oues, was veronderstel, en veral die mans, moet hulle kinders die stories vertel van hulle slawerny, van hulle hopeloosheid, hoe hulle uitgekom het, met oorvloed. Nou sê die Bybel hierso, hulle het ons voorvaders beveel om dit aan hulle kinders bekend te maak, sodat die volgende geslag dit kan weet en die kinders wat nog gebore moet word, dit weer aan hulle kinders kan vertel.
So sal hulle dan op God vertrou en nie vergeet wat hy gedoen het nie. Daar moet weer 'n generasie van manne opstaan, wat weer aan hulle kinders stories gaan vertel. Nie die Bybel onder die arm, nie 'n ding te forceer, nie weer kateksasie en daai goedjies nie. Sê vir hulle, dis wat gebeur het, toe pa hierdie besluit gemaak het. Dis wat gebeur, en dis hoe God opgelos het. Raai wat? Elke kind glo sy ouers. Elke seentjie admireer sy pa. Dis kom jy sê, aikie na sy vaartjie. Amper sê ek varkie. Vaartjie. Dit was naby. Appel val nie ver van die boom nie. Jy het al gesien as jy op die strand loop, en die pa loop, en hy loop so, en die seentjie is 2 jaar oud, en hy moet hardloop, om elke keer in die ander voetse. If we follow Jesus Christ, we will always walk a right road, a straight road, a clean road, a road of integrity. En hy stap nie vir ons ver ooit nie. Ons kan in sy voetstappe, in sy spore sny. And I'm telling you, ons kinders sal God vind deur jou lewensverhaal met God. Talk about him. Iemand sê die ander mag, my Gary, jy praat net oor God. Ek sê, waar is dit moet ek oor praat? He's my life, he's my everything. Ek het vir 6 dae, laas week, baie pyn in my hand gehad. En ek begin juk, ek wou het afkap. So ek word wakker, 1:24, die oggend. My hand, nou brand hy soos vuur. Ek kyk daarna, en het lyk soos sielemoen skille. Al die knoppies. And I said to God, Lord, ek wil graag my hand in die hand sit. My greep op God is nie so effektief as sy greep op my. Sy greep van genade, sy greep van krag en mag. En ek lê daar, sê, Lord, whatever it is. Toe gaan Google ek gou. Toe is dit shingles. Toe ek het al 6 dae gehad. Ons bel 'n dokter, kan nie gaan nie. Ons gaan hier daar toe, ons sit daar vir 4 ure. En hulle gee my 60 pil om te sluk in 8 dae. Maar toe ek my hand uit sy hand uitvat, en ek sê vir hom, ek wil u daai baie dankie sê, dat u het die hand uitgestrek, om elke siekte, elke sonde uit te wis. Ek gee hierdie shingles vir u. Within less than 2 hours, it's all gone. It's all gone. Ek wil vir julle een ding sê. Ek het 'n tuinjong, wel 14 jaar by my kom werk. Ek het hom amper aangeneem as 'n seun. Goeie maniere, uitstekende werker. Vir die eerste keer kom hy, en in ons estate, is 'n lang pad, is omtrent van daai agter tot hier, en hy kom na my, en ek sien hom, en ek sien 'n klein seentjie, saam met hom. Nog nooit sy kinders gesien nie. En ek waai vir die pa, en die light hier onder, lyk soos die wind 'n blaar raak. En ek doen dit bedoelend vir die 2 van hulle. Hy hol asof hy suidooste agter hom aan is. Hy kom hier so, hy spring in die lug, ek gryp hom, nee. En ek sê vir hom, het 'n voorreg om jou te hug. Jy het 'n goeie pa. Is goed dat mense as kinders sal hulle pa herinner, hulle is 'n goeie pa. Soms 'n goeie pa doen stupid goed. Soms die gedwongenheid. Maar 'n kind wil sy pa eer. En ons het 'n hemelse Vader. So, ek sê vir hom, ek gaan nou vir jou pa pies koop, wil jy saam met my ry in die kar? Ja. Ek praat Afrikaans, ja. Ons ry. Ek sê vir hom, wat wil jy graag wil hê in Checkers? 'n wit roomys. Ja, ek stap by roomyse. Almal van hulle is gemeng. Daar's die witie, daar's die swartie, daar's die rooi nie, daar's niks nie. Dis heeltemal
Die hele spektrum is in sy kanon in. Al die verskillende klere, al die verskillende goed wat op is. Ek gaan vra vir een vir die vrouens. Het julle nie, ja, hier is ons een, die King Kong. Toe hy dit sien, jy moes gesien het wat hy doen. Hy gaan so, nee. Ek kom by die huis, en ek hoor die Here in my hart vir my sê, net soos daai seentjie, nou jou gehardloop, jy was onbekend, en hy was onbekend vir jou. Net so het hy in jou hande gespring, so om te weet, gaan jy hom afjak, gaan jy hom op sy sit, ja, moet nie nou by my kom nie. He says, son, because you thank me every day, many times. Psalm 50 vers 23 sê, hy wat God dank eer hom. Eenvoudige dankie, eer God. So dankie is vir wat hy gedoen het, byvoorbeeld dankie is wat nog op pad is. Dis geloof. Een is maniere en een is geloof. Byvoorbeeld dankie. A wonderful word in Afrikaans. Toe sê hy vir my, when you wave to me, want ek doen dit baie, ek het net nou toe ons praat, as ek kar ry, ek wys toe, jy moet sien hoe kyk die vrouens na my toe. Dink ek, ai julle. He said to me, son, run to me, jump up in my arms, en word 'n kind. Ons moenie as mans te groot volwasse raak nie. God sê, word 'n kind. Glo soos 'n kind. Dink soos 'n kind. Vertrou soos 'n kind. Ons manne raak te kompleks. Alles in jou IQ, alles in jou logika. En ek het gehuil. So much. I said, Lord, you'll pick me up? He said, I'll pick you up. Een hug van hom. Jy sien, al spring jy in sy arms, en jy het nou net gesondig, jy het nou net verkeerd gedoen. As hy jou vasgryp, jou sonde en jou slegheid, besoedel hom nie. Hy verwyder die besoedeling, weens sy liefde, en sy genade, en sy goedertierenheid, en sy goedheid. You must learn to touch God. How do you touch God? Pick up the Bible, dis sy woord, dis 'n lewende woord. Die Bybel sê, weens die oorlewering van julle tradisies, maak julle God se woord kragteloos. Nou, God se woord kan nie kragteloos word nie, maar vir die wat die krag moet ontvang, vir hulle bly dit kragteloos. God se woord is lewend en aktief. Skerper as enige tweesnydende swaard. Dring die, tussen gees en siel, gedagte, bedoelinge van die hart, het is die been in die murg. Sweetheart? Myne met geen. Kom maar aan, zeer snel. Myne vrouwlijn, sy is tyd. Tradisie. Jare gelede, toe ons die land getrek het, die gaan het 400 dienste vir 21 jaar die land op plase gebly, gepreek, oral in die land, meeste NG kerke, hoor ons hierdie storie. Hy vra my om 'n storie te vertel, want hy is bang hy begin in punchline. Yes. En sy bynaam vir my is punchline, want hy het vergeet om dit te sê. Ja. Wat het jy gesê? So, die storie gaan so, iemand vertel ons jare terug. Hy sê, toe hy getroud met sy vrou, toe het sy nou die eerste Sondag maak sy vir hulle skaapbout, want daai tyd het ons skaapbout gemaak op Sondag. Maar hy kon nie verstaan nie, sy sny die kant van die skaapbout af en daai kant van die skaapbout af en gooi dit in die drom. En hy sê, maar hoekom doen jy dit? Want dit is dan soos die lekkerste deel, as dit nou crispy raak en die vet is so crackly. Sy sê, nee, maar dit is so ons het doen, my ma het my so geleer, dit is wat jy moet doen as jy skaapbout maak. Hy sê, maar hoekom? Sy sê, ek weet nie, my ma het dit gedoen. En toe hulle weer by ma kuier, toe sy soos, ma, okay, hoekom sny jy die 2 ente af van die skaapbout en gooi dit weg, dit is dan so lekker. Sy sê nie, maar dit is hoe mense doen, ek het dit by my ma geleer, my ma het dit so gedoen. En hy sê, maar hoekom? En sy sê, maar ek weet nie, kom ons gaan vra vir ouma. En hulle kry vir ouma in die ouete huis. En hy sê, ouma, hoekom sny ons die kante af van die skaapbout? Sy sê, o nee man, ek het nie 'n bak gehad wat groot genoeg was nie, so ek moes dit doen. Thank you. Jy sien enigeen wat medies swat, daar kom 'n tyd
dat jy kan geleerd word, jy kan die prentjies sien, jy kan die boeke deurgaan. Maar daar kom 'n tyd dat elke dokter voor hy gekwalifiseer het, moet op 'n kadarwe gaan sny. En hy moet oopsny om te vind, waar is senuwee, waar is dit, waar is dit, waar is dit. Nou, op 'n kadarwe, hy voel dit nie. Hy vat dit nie persoonlik nie. En jy is ook nie in gevaar, dat jy gaan tronk toe nie. Want hy is klaar dood. Jy wil hom net mos doodmaak. Maar as jy 'n lewende persoon begin sny, word hy dood. En dis wat ek wil sê, wat God my geleer het jare gelede. Hy sê, baie kerke, vat my woord wat lewendig is, en as hulle, jy sien die perfekte preek is, lees net die Bybel. God kan nie lieg nie. As jy die Bybel lees, sal jou teologie reg wees. As jy jou Bybel lees, sal jou siening reg wees. Lees net die woord. En laat die woord jou lees. Jy sien, God se woord is lewendig. Wanneer ek sê maar, dit bestaan nie, God het nie dit bedoel nie. Wanneer jy iemand lewendig sny, gaan hy dood. En ons as predikers in kweekskole het geleer om dogmatiek en al hierdie twak te doen. Al hierdie formulier te doen. Elkeen wil op 'n mishoop sit, maar hulle mis die hoop waarop hulle sit. Elkeen wil vir anders te wees. God se woord is vir alle mensdom. Maar as jy God se woord begin dit uitvat dan, you know what? You're killing the word that should give you life. Don't kill the word, die ongeloof en twyfel en sonde. Respect God's word. Respect it. Goed, Jesaja 49, 14 of 16. Jerusalem sê, Here, die Here het my verlaat. Dis wat Israel sê, die Here het my verlaat. Hoeveel keer hoor ek mense wat my bel vir berading? Hoor die God het my verlaat. Die Here dink nie meer aan my nie. Die Here stel nie meer belang in my nie. Jerusalem sê, die Here het my verlaat, die Here het my vergeet. Dan sê God, kan 'n vrou haar eie baba vergeet? Haar nie ontferm oor die kind wat sy in die wêreld gebring het nie? Selfs as sy so iets doen en dit gebeur. Ek sal julle nooit vergeet nie. Ek het jou naam in my handpalms gegraveer. Ek kyk na jou mure elke dag voor my. God kan nie jou vergeet nie. Hy kan nie jou verlaat nie. Hy het gesê, kyk, ek is met jou. Tot die eind toe. Hy is net nie met ons, hy leef in ons. Jesus is ons hart, die Heilige Gees, ons liggaam is die tempel van God. Maar ons vergeet al hierdie goed. Ons dink ons kom na 'n kerk en daar's 'n dak. Die doel van 'n dak is net om die reën af te haal. Het jy geweet as almal vir ons hier uitgaan, God verlaat die plek ook? Jy het hom kerk toe gebring vandag, so baie dankie. As hy in jou leef, mag jy saak, hy is met jou. All the time. Dis wonderlik, man. Deuteronomy 31 vers 8. Die Here sal voor jou uitgaan. Hy sal by jou wees. Hy sal jou nie in die steek laat nie. Jou nie alleen laat nie. Moenie bang wees nie. Moenie skrik nie. Moenie. Nou hierdie arme man wys in die Ou Testament wie hierdie man is in die Bybel. 2 Korintiërs 8 vers 9. Julle ken die ongelooflike goedheid van ons Here Jesus Christus. Alhoewel hy ryk was, het hy ter wille van ons arm geword. Hoor my, ter wille van ons het hy sy rykdom prysgegee wat sy in die hemel was, sy glorie, sy heerlikheid. Hy het aarde toe gekom as 'n mens. Die Bybel sê in Habakuk 1:13, God is te rein van oë om sonde te aanskou. Toe sy seun op die kruis sterf as die sonnebok, dat hy net nie ons sondes op hom geneem nie, hy het in ons plek as sondaar voor God gestaan. En God het vir 6 ure nie na hom gekyk nie, want God is te rein om sonde te kan aanskou. Maar wat ek wonder is, Jesus sê, voor hy sterf, my God, hoekom het hy my verlaat?
Net daarna sê hy 'n ander stelling. Vader, hoor my God, nou praat hy met God as my Vader, intimiteit. My Vader, in die hande gee ek myself. Wat is die verskil? Die tweede een, toe hy 'n keuse gemaak het, om in ons plek te sterf, sodat ons kan leef, deur sy dood en deur sy opstanding. Dink gou weer aan vir 'n oomblik. Hy het sy Vader se natuur so vertrou, hy sê, in die hande gee ek my gees, en hy het sy asem uitgeasem. Maar Johannes 17:5 sê, hy sê, net voor hy gekruisig is, Vader, gee my nou die heerlikheid, wat ek met u geniet het, voor die wêreld geskep is. Gee dit vir my nou. En toe hy opgestaan het, opgevaar, sit in die regterhand van God, het God hom 'n naam gegee bo alle name. Daar is nie 'n naam meer kragtig, meer gesog, meer aanneemlik, meer sag op die oor as Jesus. Jesus beteken verlosser, die een wat jou red. Filippense 2:6-9, alhoewel hy self God was. Hy was God voordat hy gebore was. God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. Die Bybel sê, hierdie, Matteus 8:20, Foxes have dens, birds have nests, but the Son of Man has nowhere to lay his head. Hy het nie 'n titel gehad op aarde as jy huis koop. 'n title deed. Hy het niks, he never possessed anything on earth. Hy het homself leeg gemaak van al sy rykdom. Vir ons onthalwe dat ons die rykdom van God, wat is die rykdom van God? Sy genade, sy goedertierenheid, sy teenwoordigheid, are you with me? Sy woord, sy krag, sy mag. Daai kleintjie toe hy kom neersit daar, daar's 'n kryf waar sy pa sit dit so vol blare. Hy tel dit op, hy sê, oom kyk hierso, en hy stoot dit. Toe ek die geld gaan trek vir sy pa, toe was daar nog 10 rand in my sak, toe gee ek dit vir hom. Hy gaan elke dag na my toe kom. Ek sê vir jou, ons het nie 'n benul hoe God jou sal beloon, as jy nederig sal wees en wys optree met sy woord en hom altyd sal eer. En dat jy sy reputasie sal beskerm. Want hy het gesê, net soos ek heilig is, moet julle heilig wees. Dit beteken nie van perfek, dit beteken, heiligheid, jy is op sy gesit vir God se benutting, vir God se doel. God se doel. Kom ek maak klaar. O, ek geniet my so. 1 Korintiërs 1:27. Maar God chose the foolish things in the world to shame the wise. God chose the weak things in the world to shame the strong. Through the cross, God used what appeared to be foolish to be the wisdom of God in Christ to defeat him on the cross. Jy sien, dit was geprofeteer in Genesis 3:15. En die saad van die vrou, nou vrou het nie saad, sy het eiers. Ons man het saad. Die saad van die vrou sal die duiwel se kop vermorsel. Vermorsel, I love it. Nie 'n koppyn met 'n, nou gaan jy, vat jy net 'n disprint word weer. God het sy kop vermorsel. Deur sy nederigheid en deur sy wysheid. En wat 'n prys het hy betaal om die sonde, die dood klaar onder die knie te kry. Dat ek en jy as Christene laat nog sonde toe in ons lewe. Sonde bring doodsheid. Ask God one day, how do you see sin? He said, very simple, son. Sin, S-O-N, means Satan is near. Jy sien 2 Timoteus 2:26. En moenie toelaat, let me read it to you. Moenie toelaat en hulle weer nugter kan word. Dis die gelowiges, vry van die stryk van die duiwel, nadat hy deur hom gevang is om sy wil te doen. Die duiwel wil hê, wat is die duiwel se wil? Hy's 'n dief, hy's 'n leienaar, hy's 'n moordenaar. Jesus kom dat jy lewe mag hê en lewe in oorvloed. Wat is die doel? Ons is om God se wil na te kom. Laat die wil geskied. Wat is God se wil? Presies wat die Bybel sê. Dis nie moeilik nie. Nou, ek wil die laaste ding klaar maak.
God vat die ergste van ons en vervang dit met die beste van hom. Waar is dit in die Bybel? Kom, ek lees dit gou vir julle en dan is ek klaar. Dankie vir julle geduld. Jesaja 61. Die Gees van die oppermagtige Here het op my gekom. Alles wat Jesus vermag het op aarde in 3,5 jaar, was onder leiding van die Heilige Gees, die vervulling van die Heilige Gees, want julle sal die Heilige Gees ontvang en krag ontvang. Jesus het niks gedoen afsonderlik van die Heilige Gees nie. Hy het gesê, die Gees van die Here is op my. Die Here het my gesalf. Gesalf beteken om die jukke te breek. Om goeie nuus te bring aan arm mense. Die eerste ding wat God doen, hy bring goeie nuus aan arm mense. Nou praat ek nie net van armoedigheid, dat jy nie 'n werk het nie, hierdie kos nie. Armoedigheid is afwesigheid van God. In ander woorde, jy's bankrot. Jy's geestelik bankrot. Jy het nie geld het nie, is jy bankrot finansiëel. Maar jy kan emosioneel ook bankrot word. Jy kan bankrot word. Maar hy het wat ryk was vir ons arm geword, sodat ons die rykdom van God mag word. Hy sê, hy het my gestuur om die wat hartseer is te troos. As jy hartseer is, verwag God gaan jou troos. Gaan druk hom. En hy sê, en om vir die gevangenes vryheid aan te kondig. Ons hoef nie in sonde vry, ons hoef nie sonde ballingskap te hê, ons kan vry. Die Bybel sê vir vryheid, God het jou vrygemaak, maar moenie laat jou vryheid weer losbandigheid word nie. For freedom, Christ has set us free, but don't use your freedom as a pretext to sin. Elke keer jy wil sondig, sing jy 'n lied, laat staan sulke dinge, laat staan. That's all. Dit is nie so moeilik nie. Hoekom? Dis wat jy wil. Ek wil God plesier. Ek wil my vrou op die hande dra. Ek wil. Kry ek dit altyd reg? Nee. Maar dank God vir 'n her. Ons eksampel so dit is ook 'n her Gary. Ag, julle vang dit niks so, nee. Vryheid het hy verkondig. Die verlating vir die wat in die tronk is. Weet jy hoeveel mense wat Christen is in die tronk van ou gewoontes, van die verlede, van skaamte, van wat mense jou aanhoudend herinner aan wat jy was? Die Bybel sê, in Christus 'n nuwe skepping. Die ou ding is verby. As die ding verby is, hoekom gaan krap daar? Hoekom gaan krap daar? Hallo? Ag, julle kyk my so aan. Kan ek julle gou wakker ruk? Dis nie nou 'n mooi ding wat ek nou gaan sê nie. Né? Maar ek gaan dit sê. My ma, ek het 'n broer gehad van matriek af. Lang voordat hulle gate maak en jy betaal R1000. Myne was gate van deurgewerk en dan gooi ek in. Ek kom terug van die skool af en ek gaan al dit uit die vuil gedrom. Nou het dit ketchup op, het ander goed. Hy was nie so vuil toe hy ingaan, maar toe hy uitkom was hy baie vuil. Die volgende dag, doen het weer, ek gaan haal. My ma sê vir my, son, you got a holy pants. I said, I'd like to be a holy man for God. Jong, as jy wil skerp wees, moet jy skerp wees, maar jy praat ook twak en daai oomlik. En dag toe klik ek. Twee goed. Die munisipaliteit wat jy betaal om jou vullis te verwyder. Hulle verwyder net wat jy uit jou huis en uit jou tuine bring en in die straat sit. Hulle kom nie dit opruim nie, hulle verwyder dit net. En jy moet die goed wat in jou is, wat jy weet nie reg is nie, na God toe gaan deur belydenis. Want hy gaan dit nie self uithaal van jou nie. Jy moet dit bely, jy moet dit uitbring. Hy kom haal dit. Die ander ding is, en my vrou gaan nie hiervan hou nie, maar ek sal nou gaan regmaak. Is dat, wie was al toilet toe? Wie het dit al geflush? Oor 'n maand gaan die munisipaliteit toe waar hy goed so die gaan en jy gaan soek dit weer. Kan jy dit weer vind? Nou, as God jou sondes onder sy bloed gesit het, nie eens die duiwel kan dit vind nie, want dit is weg. Hoekom herinner jouself aan wat jy nog verkeerd gedoen het, as God nie weer daaraan dink nie? Dit is 'n klad in sy gesig. We got to honor him by believing what his word says. Dan sê hy so, nou love, en God gee
jou in plaas, dis die wonderlike inruiling, in plaas van smart, gee hy jou eer. In plaas van droefheid, gee hy jou vreugde. In plaas van hartseer, gee hy jou blydskap. Die Here het jou geplant as 'n eikeboom van geregtigheid, sodat jy die lof van God kan verkondig. Akkebome groei lank. Sê vir jou lank, jou akker. We are the oaks of righteousness. Sien, die boot van God is ons regverdig. What does righteous mean? Righteous means we clean. Righteous in Hebrew and Greek says the following. Regverdig beteken, jy het 'n stand voor God. Jy kan voor God staan in die stand van wat hy op die kruis vir jou gedoen het. Jy staan in geregtigheid. Jy kan geregtig dink. Jy kan geregtig leef. Are you understanding me? Ons moet daarmee woeke. So, hoe het Jesus die duiwel oorwin? Deur sy nederigheid en sy wysheid op die kruis, deur onderdanig te wees aan sy Pa se wil. Hy het gesê, ek het hierdie gebod van my Pa ontvang. Ek het die reg en die mag om my lewe neer te lê, en ek het die reg en die mag om my lewe weer op te tel. God kan enigeen optel, nadat jy geval het. En hy kan jou laat staande bly. Onthou net weer vandag, jou greep op God is nie so effektief as sy greep op jou. 'n klein kind van 3 hou seuns op Pa se hand vas op ys en dit word nat en die ou gly, sy hand gly. Sy greep los sy Pa se hand, maar sy Pa vat dit met daai groot so 'n rugbybal so 3 keer om hy. Ons gaan gly op sonde, ons gaan gly op goed, maar voor jou hand uit sy hand uit is, hy vat jou, hy sê, jy is in my handpalm gegraveer. Niemand kan jou uit my hand uitvat nie. Not Satan, nie jy nie, niemand nie. Hand in hand. Okay, by julle hoofde en ek sluit af. Baie dankie dat julle geluister het. Hemelse Vader, ek dank U vir die wonderlike uitreiling. Dat alles wat U vir ons gegee het, is die teenoorgestelde van wat ons beleef en ervaar. En baie keer is dit wat ons op onsself sit, en baie keer is ons laat toe, dat mense dit op ons plak. Maar ek wil baie dankie sê, dat U 'n voortreffelike God is. 'n wonderlike Heer, uitstekende Pa, wonderlike vriend. En ek wil vir U sê, baie dankie vir die voorreg, dat ons mag U huisves in ons harte. Dankie dat ons liggaam, huisves die Heilige Gees in ons. Here, ek dank U dat die redding van Suid-Afrika is voor die deur. U gaan weer 'n nasie in hierdie land oprig. En ek vra dat elke man sal vir God gaan sê, Here, ek volunteer. Ek wil my kinders vertel van die ongelukke en die drank, en dat ek my vrou verneek het, en ek dat dit gedoen het. Sê vir 'n kind wat jy verkeerd doen, en sê vir hom wat die oplossing is. En laat jou kind weer in jou 'n trotsheid vind. En ek wil binnekort, die volgende maand of 2, wil ek begin hierso vir manne praat en julle leer wat ek nou na 70 jaar onder my belt het. I will teach you how to walk with God. Teach you how to treat your kids. Want God soek 'n generasie nog ongebore wat sy lof sal begin sing. En dit kom net van die Pa af. Dank die Here vir die vrouens ook. Maar God soek 'n Pa, want die Pa vereensalwig hulle met God die Vader. So Lord, I thank you, Here. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you, be gracious unto you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. In the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Gaan in vrede. Here, dankie dat U wel aangenaamheid oor die kinders wat voor my nou sit. Dat U sê, julle is Pa se trots. O, julle is my trots. Mag ons ook trots oor U wees. Amen. Dankie dat U ons finansiëel seën elke Sondag. Bye bye.